Hoofnuus vanaand, Suid-Afrikaners trek landwyd saam om die 1976 Soweto opstande te vier, asook om 'n nuwe generasie jeug te inspireer. Die Russiese-Oekraïense oorlog en VSA-Israel se oorlog teen Iran hoog op die sakelys by die G7-beraad in Frankryk. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse Bulletin op Jeugdag. President Cyril Ramaphosa het tydens die jeugdagvierings by die FNB-stadion in Soweto gesê dat jong mense die ergste onder armoede, ongelykheid en misdaad deurloop. Werkloosheid onder die jeug staan landwyd op 47%. Die regering hoop dat die tegniese en beroepsonderwys en opleidingssektor 'n belangrike rol kan speel om ambagvaardighede onder jong mense te ontwikkel. Die president glo dat die belegging van R1000 miljard in die land se infrastruktuur geleenthede vir die jeug sal skep op gebiede soos ambagsontwikkeling en vakleerlingskappe. The task now is to ensure that those doors that have been opened do lead to skills, to employment, to enterprise ownership and to dignity. Onwettige immigrasie is nie net vir Suid-Afrika 'n probleem nie, maar wêreldwyd. Ramaphosa sê dat ontevredenheid oor die kwessie geldig is en nie bloot afgemaak moet word as xenofobie nie. There are some who blame the problems of unemployment and crime and poor service delivery on foreign nationals. Even as we recognize the challenge of illegal immigration, of having undocumented migrants in our country, which we are taking decisive action to address. Our problems are in the main our own problems, and which we have a responsibility to fix ourselves. Die regering se steun aan jong mense is betreur. Die Nasionale Jeugagentskap vra dat donderdae aan jong mense toegewy word totdat werkloosheid beëindig is. Our responsibility today is to ensure that graduation is followed by an opportunity rather than disappointment. Behind every unemployment statistics is a human story. Die agentskap eis ook dat 'n vaardigheidsaudit onder regeringslui gedoen word en dat vakante poste soos die van direkteure en adjunkdirekteurs-generaal ook vir jong mense oopgestel word. Verskeie politieke partye het ook jeugdag saamtrekke reg oor die land gehou. Die DA se saamtrek was by die Olive Konvensiesentrum in Durban, waar die DA-leier Jordan Hill-Lewis die jeug aangemoedig het om die 1976 generasie na te volg en te stem vir verandering. Die party het sy Rock the Registration veldtog geloods om jong kiesers vir die komende plaaslike regeringsverkiesings te mobiliseer met die doel om meer jong mense te laat stem in wat as 'n uiters belangrike verkiesing beskou word. 50 years ago today, young South Africans stood up and said, "We demand change." That was the message of June 1976. In reaksie op die ekonomiese uitsluiting wat die jeug dikwels ervaar, het Build One South Africa, oftewel BOSA, 'n digitale platform genaamd BOSA Connect bekendgestel. Die inisiatief wil 4 miljoen werklose jong mense direk met werksgeleenthede, vaardigheidsopleiding en beleidsbesprekings verbind. Intussen het Azapo die dag gebruik om hulde te bring aan historiese leiers soos Tsietsi Mashinini en Khotso Siatlolo. Die party eis 'n amptelike ondersoek na Mashinini se geheimsinnige dood in 1990 in Genee. Die jeug is aangemoedig om die nalatenskap van die jeug van 1976 voort te sit, te midde van skerp kritiek teen regeringsmislukkings. We are here as Azapo and on behalf of this nation to apologize to these young men who are elders today. Why are we apologizing on behalf of the nation as Azapo? We are apologizing because as the nation we let them down. That which they fought for 50 years ago, that which they died for 50 years ago has still not been resolved.
Die EFF-leier Julius Malema het die herdenking van die 1976 opstande gebruik om die nasionale kollig te verskuif na president Cyril Ramaphosa se dringende hofaansoek om die parlement se afsettingsondersoek te stop. Die hofsaak sal na verwagting op 15 en 16 Julie aangehoor word, net weke voor die land se plaaslike regeringsverkiesings. More than 50% of the youth are unemployed. Many of those have given up looking for jobs. They are no longer interested because they say, even if you go and look for a job, you will never get a job. Malema het ook die jeug aangemoedig om te registreer vir die plaaslike regeringsverkiesings op 4 November. Terwyl Suid-Afrika 50 jaar herdenk sedert die historiese jeugopstand van 16 Junie 1976 in Soweto, sê studente in Kaapstad die beste manier om die nalatenskap van die jong mense wat teen die apartheidstelsel opgestaan het en die verloop van die geskiedenis verander het, te eer is om die onderwys, vryhede en geleenthede wat hulle vandag geniet te gebruik om 'n beter toekoms te vorm. Die jeugopstand was een van die bepalende oomblikke in Suid-Afrika se bevrydingsstryd. Jeugdag word jaarliks op 16 Junie herdenk om die moed en opofferings van die jeug van 1976 te vereer. 50 jaar na die Soweto jeugopstand klink die stemme van Suid-Afrikaanse jongmense steeds op teen die ewels van die dag, soos werkloosheid onder die jeug, ongelykheid, klimaatskwessies en maatskaplike geregtigheid. Ek dink jeugdag beteken baie vir my omdat dit gee my geleentheid om in myself te invest met my skills wat ek het. Jeugdag beteken baie vir my. Ek was 'n leier op hoërskool en in laerskool en ons was deel van die beheerliggaam van die skool op hoërskool. En daar moes ons moeilike besluite gemaak het. Ons was in 'n posisie gesit om daai besluite te kan maak en om op te staan vir ons portuïergroep en die jeug rondom ons. En dit my net laat besef hoe bevoorreg ons is om in daai posisie te kan wees. Al was van die besluite dalk moeilik, in die verlede was mense nie daar nie. Die jeugopstand in 1976 het die wêreld se aandag gefestig op die ongeregtighede van apartheid en geslagte van aktiviste geïnspireer. Spending the day with young people just makes you remember what exactly the people that actually fought for you, what they done for you to get that freedom. You get to experience different things differently from what they had done, and you just have, sometimes I would have to sit down and reflect as to what they had to go through in order for us to have this type of freedom that we do. Die nasionale herdenking van jeugdag in 2026 vind by Nasrec in Johannesburg plaas onder die tema Opnuut begin op 50. Ons nasionale verbintenis tot die toekoms. Vryheid leef in elke generasie. Corbin August, SAK nuus, Kaapstad. Die krag van musiek en die potensiaal wat dit het om lewens te verander, het tydens jeugdagvieringe in Danielskuil in die Noord-Kaap duidelik na vore gekom. Die Field Band Stichting vier vanjaar jeugdag en hul 7de bestaanjaar in die dorpie in die Groen Kalahari. Die stigting, wat deur private maatskappye en internasionale skenkers befonds word, het ten doel om gemeenskappe waar hulle werksaam is op te hef. Sowat 400 jong mense in Danielskuil is deel van die Field Band Stichting, wat hulle weghou van die strate en maatskaplike ewels. Maar hulle vaar wel die strate in om vermaak te verskaf en 'n voorbeeld vir ander te stel. For me to belong to this Field Band is because I wanted to be out of the streets so that I can keep me busy. It makes me feel happy, comfortable, and keeping me stressed out. As it can take you overseas, as well as Norway, out of South Africa, the continent. Vir baie lê die genot daarin om nuwe vaardighede aan te leer. I enjoy trumpet because one day I will be the first one known in the world. Ek like trompet speel van. Trompet leer my goede wat ek nie ken nie en goede wat 'n mens moet regmaak. En jou tutors respect. Die aantrekkingskrag van die instrumente en die musiek dien as 'n middel tot 'n beter toekoms. It sounds so much about the music, but it's actually not about the music.
The music is the draw card to get children to participate together in groups, and through structured programs we enable young people to be empowered to take on life in a very different manner. Nie al die kinders gaan musikante word of selfs voortgaan om hulle instrumente te beoefen nie, maar daar word gehoop dat die vaardighede wat hulle hier aanleer 'n waardevolle bate vir hulle toekoms sal wees. Ulrich Hendricks, SAK nuus, Daniel Skuil, Noord-Kaap. Altesaam 8 mense is dood en 2 ander ernstig beseer botsing tussen 'n minibus taxi en vragmotor op die N4 tolpad tussen Godwana en Waterval onder in Mpumalanga. Die taxi wat met die aankomende vragmotor gebots het, was van Mosambiek na die Johannesburg onderweg. 8 passasiers van die taxi asook die bestuurder is op die toneel dood, terwyl 2 ander passasiers vir ernstige beserings in die hospitaal opgeneem is. Die pad was vir meer as 6 uur gesluit. Verkeersowerhede ondersoek die oorsaak van die ongeluk, maar vermoed dat uitputting die oorsaak was. Ons het nog nuus in Afrikaans net hierna. Ons sien jou nou weer. Baie welkom terug. Die beëindiging van die Iraanse oorlog is een van die hoofbesprekingspunte by die G7-beraad in die Franse dorpie Evian, Liban. Die teenwoordigheid van die Oekraïense president Volodymyr Zelensky by die beraad dui daarop dat die oorlog ook bespreek gaan word. Besonderhede is onduidelik van die memorandum van verstandhouding wat Iran en die VSA Sondag deur bemiddeling van Pakistan en Qatar elektronies onderteken het. Dit word na verwagting Vrydag fisiek onderteken en uitgereik. 'n Iranse woordvoerder sê die VSA beloof om Iran te help herbou na verwoestende aanvalle en om ekonomiese sanksies op te hef. Trump verwerp die vooruitsig van Amerikaanse belegging in Iran. But we have a deal that's a fair deal, it's a good deal. We are not investing any money in Iran, by the way. That rumor got out there yesterday, it was ridiculous. Daar is ook onsekerheid oor wanneer die straat van Hormuz vir veilige skeepsvervoer oopgestel gaan word. Die Europese G7-lede, Brittanje, Frankryk, Duitsland en Italië, het wel aangedui dat hulle bereid is om sanksies op te hef in ruil vir die onvoorwaardelike oopstelling van die straat. It's a very important matter for peace, for the whole world, and it will reopen Hormuz. It will provide peace in Lebanon. Wat Oekraïne betref, sê die Duitse kanselier Friedrich Merz dat die swaai van die pendulum teen Rusland in die oorlog die tyd geskik maak vir 'n vredesooreenkoms. Zelensky meen dat strenger sanksies ingespan moet word om Rusland te dwing om te onderhandel. We offered Putin to meet anywhere where real decisions to end the war could be made. He does not want it. And we discussed with the US and France the possibility of a meeting with Russia around the G7 with all democratic nations represented. Putin does not want it. Indië, Brasilië en Kenia is ook by die beraad en sal na verwagting weer 'n beroep doen vir hervorming van die Verenigde Nasies en die wêreldwye finansiële stelsel. Die Suid-Afrikaanse musiekwêreld treur na die dood van Abdullah Ibrahim in die ouderdom van 91. Die legendariese pianis en komponis is in Duitsland oorlede na kort siekte. Lydens 'n verklaring van sy familie het Ibrahim se musiek Suid-Afrika se kultuuridentiteit gehelp vorm met boodskappe van weerstand, geestelikheid en vryheid. Adolf Johannes Brandt is in 1934 in distrik 6 in Kaapstad gebore. Sy klavierlesse het op 7-jarige ouderdom begin en hy het godsdienstige musiek by sy ouma geleer. Dollar Brand, soos hy bekend gestaan het in Maart vanjaar by die Kaapstadse internasionale jazzfees die laaste keer in die openbaar opgetree. We happened to be walking through London through Trafalgar Square and we heard the music in 1989 and looking through the shop window, my word, there was Dollar Brand playing a grand piano. And I think that the notes, the melodies, the way he put the chords together just rang so true, it struck home. You know, you're away from home, you've been away from home for some time, you hear this music, it just
grabs your soul in a sense. I guess the theme song of my youth, Manenberg. You know, it's not just my youth, it's a theme song of the youth of many of people who grew up in Cape Town, was Manenberg by Abdullah Ibrahim. And Basil could see at the time. Oor die meer as 6 dekades van sy loopbaan het Ibrahim meer as 60 albums uitgereik. I was a child, he lived around the corner from us, and I remember that he was really a great musician and we always admired him. And he was someone that we thought we wanted to be like when we grew up. In die jare 60 het die Amerikaanse jazzreus Duke Ellington gehelp om Ibrahim wêreldwyd bekend te maak. Gehore oral in die wêreld kon Ibrahim se musiek geniet en hy is met talle toekennings en eredoktorsgrade bekroon. Besonderhede van sy begrafnis is nog nie bekend nie. Al is dit jeugdag, het ons nog steeds sport vir jou, so bly gerus en skakel daarvoor, asook die weer vir môre. Al van ons vanaand. Ons hoop jy het 'n heerlike lang naweek gehad of al was dit dan ook net een afdag vir die ander. Sterkte vir die res van die week. Totsiens. Goeienaand en hartlik welkom by die weer. Ons kyk wat die weer inhou vir vandag en môre. Vir vandag bewolkte toestande in die oostelike dele en dan ook die sentrale gedeeltes van die land. Andersins 'n 30% kans vir reën in die res van die land. Vir môre is daar 'n 60% kans vir reën in dele van Limpopo en Mpumalanga. Môreoggend miskole langs die plateaurand. Dan sien ons ook bewolkte toestande in die sentrale gedeeltes van die land. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature in Gauteng. Carletonville 7-19 en dan Vereniging het 'n minimum van 5 en 'n maksimum van 19. Ons volgende provinsie is Limpopo. Ons sien Lephalale het 'n maksimum van 23, Thabazimbi 6-22 en Mokopane het 'n minimum van 7 en 'n maksimum van 23. Mpumalanga, Mashishing 6-18, Imalahleni 'n maksimum van 19 en dan Ermelo 7-17. KwaZulu-Natal, Richards Bay 17-23, Kokstad 'n minimum van 6 en Pietermaritzburg 'n minimum van 10. In die Oos-Kaap koel tot sonnig, Komane 4-20, KwaNodjoli 'n maksimum van 17 en dan Roberts Sobukwe dorp 'n minimum van 4 en 'n maksimum van 18. In die Wes-Kaap, Lensburg 6-17, Vredendal 'n maksimum van 27 en dan Beaufort Wes en George albei 'n maksimum van 18. Noord-Kaap, Kalvinia 10-23, Sutherland 'n minimum van 6 en dan De Aar en Kimberley dan ook 'n minimum van 6. Vrystaat, Bloemfontein 5-19, Botawil 'n maksimum van 20 en dan Frankfurt en Bethlehem albei 5-17. Ten slotte Noordwes, Ottosdal 5-20 en dan Mahikeng het 'n minimum van 8. Dit is dan al van my in die weerdiens. 'n rustige aand verder.